Ken julle dalk die moe vallei? Weet julle dalk wie daar so bly? Thuis in sy moe huisie daar is hy, 'n vriend soos min en 'n held daarby, dit is Moomin, 'n liewe love Moomin. Weet julle wat die tyd is hier, vernader skyf vir 'n avontuur, wie laat ons kraai van pure plesier, vir 'n storie van sy nuutste gier, dit is Moomin, 'n liewe love Moomin, dit is Moomin, 'n liewe love Moomin, dit is Moomin, 'n liewe love Moomin. Moo mama moo papa moo my boe boe en snip snap en stinkie daarby, almal bly saam in die moe vallei, saam met Moomin. Moo mama moo papa moo my boe boe en snip snap en stinkie daarby, almal bly saam in die moe vallei, saam met Moomin. Moo mama moo papa moo my boe boe en snip snap en stinkie daarby, almal bly saam. Kaptein Roggel en sy seerowerbende seil af vir jare oor die oseane van die wêreld. Hulle het al baie seestorms oorleef, maar hulle het nog nooit so 'n verwoestende storm teëgekom nie. En nog nooit sulke groot golwe gesien nie. Dit het gelyk of die golwe die skip gaan insluk. Kaptein Roggel het gewonder of sy skip die verskriklike wind en golwe sal kan weerstaan. Dit is te laat om 'n reddingsbootjie te laat sak, dink kaptein Roggel terwyl hy vir sy manne bevele skree. Soos 'n ware seerower gee ek nie om wat met my gebeur nie, maar ek wil nie hê die pragtige prinses wat ek van die Spaanse skip afgered het, moet iets oorkom nie. Of die pragtige bale ragfyn sy en kuste goud en juwele wat ek aan boord het nie. Kaptein Roggel het nie geweet wat om te doen nie. Is dit 'n mooi storie, een wat jy lees? O ja, dit is baie spannend. Wat 'n storm, het lyk of dit gaan ophou nie. Nee, dit lyk nie so nie. Ek is bly ek hoef nie alleen by ons huis te wees vanaand nie. Hier by julle voel dit veilig. O aardietjie, wat het nou so geraas gemaak? Hi Moomin, Huh? jou mamma vra wat het so geraas gemaak. 'n Boom se tak het afgebreek. Hoekom lees jy nie hardop nie? Die storm maak my bang, maar as ek na 'n storie kan luister, sal ek vergeet om na die geraas buite te luister. Asseblief ja, ek dink dit is 'n goeie idee. Kan ek net aangaan waar ek opgehou het? Ja, maar vertel net vinnig vir ons wat vooraf gebeur het, dan kan jy aangaan. Wel, die storie gaan oor 'n dapper seerower, kaptein Roggel. Hy en sy manne het 'n Spaanse skip oorrompel. Hulle het sakke vol goud en silwer wat op die skip was gevat. O ja, en ook 'n Spaanse prinses wat ook op die skip was. Dit klink na 'n baie mooi storie. Ja, dit is. Die storm was so erg dat dit gelyk het asof die reuse golwe die skip wou insluk. Baie stadig het die skip oor die rowwe seewater gekruip. So ja, nie sleg nie, al moet ek self so sê. Toe kaptein Roggel gaan kyk het hoe dit met die prinses gaan, het hy gesien dat sy flou geword. Die arme prinses moes bang gewees het onder in die donker kajuit. Kaptein Roggel het jammer gevoel vir haar. Maak nie saak wat gebeur nie, sy mag nie iets oorkom nie, het die kaptein gedink. Die arme prinses. Die kaptein het nie geweet wat om te doen nie. Hoe lyk dit met 'n bietjie tee, man? Dis 'n blink idee, kan ek dit vir jou studeerkamer toe bring? Nee, wat, ek het genoeg gewerk vir een dag. Wonderlik, dan kan ons almal saam iets drink. Kan ek vir julle ander ook iets bring om te drink? Ja, asseblief lees, maak mens dors. Jy lees baie mooi, Moomin. Dankie dat jy vir ons gelees Kan het. ek arbeidsap kry? Kan ek ook asseblief arbeidsap kry, mamma? Natuurlik. Weet jy al wanneer jou broer gaan terugkom, Moemai? Ek's nog nie doodseker nie, maar seker binne die volgende 2 dae of so. Ek dink dis 'n uitstekende plan dat Moemai hier bly as Moepro weg is. Dit is lekker om haar hier by ons te hê. Ja. En ek dink sy sou baie bang gewees het as sy in die storm alleen by hulle huis moes wees. Ja, beslis. Maak dadelik nek, mense. Dit lyk of die skip gaan sink. Ja, sy gaan dit nooit maak in die storm nie. Maar ek weet nie hoe nie, maar ons sal die mense op die skip moet probeer red. Ons sal nie in die weer by haar kan uitkom nie. Al enige oorlewendes gesien. Nee, ek dink nie enigiemand het dit al reg gekry om by die land uit te kom nie.
Wat, van verder langs die kus op? Het niemand op enige oorlewendes afgekom wat miskien probeer uitswem het nie? Ek twyfel, Susan, want dan sou iemand ons al lank al iets daarvan laat weet het. Ai, ek voel so jammer vir die mense. Ja, maar Susan, Ja, Kap. ek wil nou nie spooke opjaag nie, maar ek dink dis 'n seerowerskip. 'n seerowerskip? Wel, ek is baie seker daar was 'n seerowervlag aan een van die maste. Dit was 'n swart vlag met 'n wit kopbeen daarop en onder die kopbeen is daar 2 wit bene oor mekaar gekruis. Jy maak seker nou 'n grap. Ek is dood-ernstig. Ek weet nie so mooi nie. Jy kon 'n fout gemaak het, meneer Kap. Die skip is te ver van ons af om regtig te kan sien hoe die ding lyk. Dit behoort te help. 'n Verkyker. Hoekom het jy nie al vroeër jou verkyker uitgehaal en vir my gegee nie? Hè? Ek is bevrees die skip het gesink. Mens kry nie deesdae eintlik meer seerowers of seerowerskepe nie. Ek wonder waar die een vandaan kom, want hy moes baie oud gewees het. Ek is seker dis waarom hy so maklik gesink het. Ja, dis nou natuurlik te sê as dit wel 'n seerowerskip was, dit het vir my gelyk soos een. En jy sê daar het nog niks op die strand uitgespoel nie. Absoluut niks nie. Dis snaaks wie jy. Ek het net gister 'n boek gelees oor seerowers. Ek is seker in die regte lewe moet hulle 'n gevaarlike klomp wees. In die boek wat ek lees is hulle vreeslik dapper en sterk. Ek wens ek was een. Seerower? Ja, natuurlik, het sou fantasties gewees het. Jy is nie ernstig nie. O ja, ek is. Dink net om met jou eie skip reg oor al die oseane te vaar, volgepak met skatte. Ja, maar al die wonderlike skatte wat jy sal jy eers van iemand moet steel. O ja. Wel, 'n mens kan altyd 'n goeie seerower wees, een wat nie ander mense se skepe beroof nie. Dan is jy net 'n gewone matroos en nie 'n seerower nie. Mamma, het jy dalk vir Moeman iewers gesien? Wêreld nie. Miskien is hy in Snif se tent. Kom ons gaan kyk. Dag sê mense, hier is 'n brief vir jou, Moe my. Is van Moe Prof. Is dit? Dankie. Kan jy so 'n bietjie wag, my? Ek wil gou Moe Prof se brief lees. Ja, goed dan. O, aardig. Wat sê nou? My broer skryf dit al vandag terug sal wees. Dis gou. Ja, dit is. Ek sal gou moet gaan kos koop. Daar's nie 'n ding in die huis nie. Toe maar Moe, ek dink nie jy hoef jou te bekommer oor jou leesmens nie. Jy en Moe Prof kom ons maar vanaand hier by ons kom eet. Dan kan ons hoor of hy iets kon uitdruk. O, dankie mamma. Dis baie gaaf van jou. Moe Prof moes al die onderdele gekry het, anders sou hy nie nou al teruggekom het nie. Wel, as hy al die onderdele gekry het, sal sy vleiende skip eendag klaar wees. Ja, weet jy, jy's reg. Ek dink Moe Prof moet 'n vleiende seerowerskip bou. Hy kan oor die oseane vlieg en niemand sal hom kan vang nie. Ek sal die eerste offisier van die skip wees. Ek sal hulle wys. Nie hier nie. Dis snaaks. Waar dink jy kan hulle wees? Hulle is ook nie hier nie. Ek weet jy, hulle is op strand om te gaan kyk wat die storm selfs uitgespoel het. Lyk dit of ek omgee dat hulle gegaan het sonder om ons aan te vra. Gelukkig het die storm net die vliegtuigskuur beskadig. Ons gaan ook strand toe. Daar het dalk van die seerowerskip se skatte uitgespoel. Wat is dit nou, hè? Ek is seker ek het 'n geluid gehoor. Waar? Hier, binne in die skuur. Is jy seker? Dit moet Moe Prof wees wat terug is en eers gou die goed aflaai. Natuurlik is dit Moe Prof, wie anders? Hallo Moe Prof, dis ek, Moe my. Ek het net vanoggend jou brief gekry. Waar is jy? Waar is jy, Moe my? Sit haar dadelik neer. So waar, was dit regtig 'n seerowerskip wat gesak het? O ja, dit was definitief 'n seerowerskip. Maar ons het al die seerowers wat land toe geswem het gevang. Is julle seker julle het almal van hulle gevang, sergeant? Wel, ons dink so, maar ons weet natuurlik nie hoeveel daar oorspronklik op die skip was nie. Ek dink jy moet maar vanaand hier by ons kom bly en ons sal versperrings vir al die deure en vensters moet sit. Nee, ek sal nie hier kan bly nie. Ek sal moet wag staan voor my kweekhuis. As my plante iets oorkom, sal dit 'n tragedie wees. Tyner, jou drukkeringhuis, wat ek dit doen, jy kom dadelik hier. Kom hier, het ek gesê. Moenie dink ek is bang vir jou nie. Sit onmiddellik vir Moe my neer of jy gaan bitter spyt wees.
Oh nee, daarvan kan jy vergeet. Die klein pokkeltjie is my gijzelaar, sy gaan net mooi nêrens heen. Goed, as jy nie wil luister nie, sal jy moet voel. O ja? Dreig jy my? Bly jy maar net chip stil staan waar jy soek my russie, ek sal nie toelaat dat jy my weer byt nie. Moet net nie vir my seermaak nie. Seermaak nie, so dom as ek nou nie. Sy is my gijzelaar, sy is net wel 'n potsierlike gijzelaartjie, maar sy is vir my goud werd. Sy gaan my vryheid verseker. Nee, wat eerder vir my is jou gijzelaar. Dit sal tog makliker wees om my rond te dra. Nee, dankie. Ek dink nie enigiets sal omgee as ek sê ek gaan jou vir die haie voer nie. Baie mense sal omgee jou simpel opgeblaaste stinkbaard. Nou goed, ek glo. Jy hou tog net opgehou voor jy my oordrom, Malabas. Wat is jou naam? My naam is My. Wel, ek is kaptein Roggel en jy gaan nou almal al wat enige sê in hierdie agterlike plekkie van julle het. Het jy gehoor wat ek gesê het? Goed, Sinkbart, as jy so sê sal ek gaan, maar jy moet my eers beloof jy sal nie vir my seermaak nie. Natuurlik sal ek nie. As jy haar seermaak, sal jy met my te doen kry. So as jy weet wat goed is vir jou, sal jy mooi nakyk. Ja, nou sê wat ek het jou gehoor. Jy is omsingel, kaptein Roggel. Laat nou dadelik vir klein Moe my vry. Jy sal moet oorgee, jy het nie 'n kaas nie. Ek oorgee, moenie laf wees nie. Ek is nie bang vir julle klomp nie. Ek hou 'n pragtige klein blonde koppie hier by my in die loods gevange. En ek weet solank ek haar het, sal julle nie waag om iets aan my te doen nie. Julle kan haar terugkry en ruil vir 'n skip wat my hier sal wegkry. Kom nou, kaptein Roggel, moenie laf wees nie. Jy sal nooit daarmee wegkom nie. Ons het alreeds al jou ander manne gekry. Ja, ek wat gedoen? Ja, my vriend, dis nog net jy wat oor is. Laat nou vir my gaan. Dankie dat julle my bemanning gered het, sergeant. Dit was regtig baie gaaf van julle. Moet my nie bedank nie, ek het hulle in die tronk gestop. Wie het vir jou die reg gegee om my bemanning in die tronk te stop? Laat hulle onmiddellik vry, ek het hulle nodig. Wie dink jy gaan die skip se seile vir my huis en ons wil 'n behoorlike skip hê om mee weg te vaar? Een wat van eikenhout gebou is met 2 maste aan 50 kanonne. Dink ek gedoen gehad. Hulle het ons nooit van seerowers en goed geleer in die kollege nie. Ek wonder wat Sergeant Serf dan nou gaan maak. Sergeant, ek smeek jou, kry asseblief vir Moe my uit daai aaklige ou seerower se kloue uit. Ek gaan Moe, ek beloof jou, ek gaan, maar jy sal geduld moet gebruik ou sien. Ons kan nie net daar instorm nie, dis te gevaarlik. Maar Moe my het niks met die hele ding te doen nie, sy's onskuldig. Ek weet, sy het niks hiermee te doen nie, Moeman. Ek was liever dat hy neer geword het. Is jy nog daar, sweetgesig? Kan ons onderhandel? Gaan sluit die tronk op en laat my manne vry en kry my skip reg. 'n Skip met 50 kanonne, onthou. Luister, kaptein Roggel, tyd het verander. Seilskepe lyk nie meer soos in die ou dae nie. Mens kry nie meer deesdae seilskepe met kanonne op nie. Wel, sla my dood met 'n eyster. Hoe kry julle dan mekaar se skepe gesonke? Maar julle sal aan iets moet dink, onthou, ek het nog julle muisiekind. Wel, Moe pappa het 'n ou geweer wat ek seker is hy vir jou sal gee. Ek weet net of hy nog kan skiet nie. Maar goed, soos kanonne het ons glad nie. Ja, maak 'n plan, jou stommerik, my geduld raak nou op. Ek kan nie vir ewig vir julle staan en wag nie. Wie dink hulle is hulle? Luister nou. Sorg dat julle oor 2 ure vir my 'n skip reg het of julle gaan jammer wees. Jy moet nou nie bang word vir wat ek gaan sê nie, kleintjie. Ek beloof ek sien nie seer maak nie, maar hulle sal moed skrik, anders gaan ek nie kry wat ek wil hê nie. En as julle nie doen wat ek sê nie, gaan die dingetjie binne hy kos op. Ek het gesê ek sien nie seer maak nie. Jy maak my bang. Het julle gehoor? Of kry 'n skip met 50 kanonne en 2 maste, of ek gaan hierdie gillende klein gijzelaartjie vir my oor 2 ure opkeffen van die visse en die haie voer. Bly tog net kalm. Maar wat praat die man? Hy's mos nie haai hier by ons nie. 2 ure is onmoontlik. Ons sal nooit 'n skip so 'n kort tydjie in die hande kry nie. O, ek weet nie wat ons gaan doen nie. Wat gaan Moe mamma sê sy hoor haar Moe my se lewe is gevaar. Wat gaan ons doen? Sergeant, ek dink ek het 'n plan. Hoekom klim ons nie bo op die loods en boor 'n gat in sy dak nie? Dan gooi ons 'n klip op sy kop. Dis 'n onnoosel plan. Jou imbesiel, wat dink jy gaan gebeur as hy ons hoor of as ons hom misgooi? Hoekom steek ons die plek nie sommer aan die brand nie? Nou, ons moet uitkom en dan kan ons mos die seerower vang en vir Moe my red. Dis nog dommer. Almal bly stil sodat ek kan dink. Ek is seker daar moet 'n manier wees om Moe my te red sonder om haar lewe in gevaar te stel. Kaptein Roggel, is jy nog daar? Kan jy my hoor? Ek praat met jou. Jy het my skip gekry. Nie nog nie, dis regtig baie moeilik, want daar is geen seilskepe in Moe-vallei. Die burgemeester het 'n ou rooi bootjie wat hy so af en toe gebruik. Ons kan hom vra of hy vir jou sal gee, maar ons het regtig nie kanonne nie. Nee, nie 'n roeiboot nie. Ek wil 'n skip hê waarmee ek tot in Spanje kan Ek sien.
Bedaar dit, kaptein, dit is glad nie nodig om so opgewonde te raak nie. Dan kan ons iets uitwerk, iets wat ons albei sal pas, wat sê jy? Kyk, julle het nie enige skepe in ons gebiedswaters beroof nie. Ons het dus geen rede om julle nie tronk te wil gooi nie. As jy van die skip vergeet, sal ons jou en jou makkers uitlos. Julle sal vry wees om enige plek te gaan. Julle net moet loop waar julle wil wees. Ons is almal seerowers, nie padrowers nie, sergeantjie. Ek weet ja, maar dit maak nie saak nie. Julle kan iets anders kry om te doen. Aan die onderkant van die groot berge is daar nog baie leë grond. Julle kan daar gaan bly, skaf vir julle beestaan en begin boer. Ek gaan boer, jy moet heeltemal van jou kop af wees, jou onnozele swaap. Jou wat? Jou onnozele swaap. Waar het jy nou al gehoor van 'n rower wat kan boer, jou stommerik? Ek gaan my veel vererg. As jy op my skop was, het ek jou aan een van die maste opgehang vir so 'n simpel idee. By die kollege het hulle gesê ons moet kalm bly en diplomaties wees. Hy sal my ophang, nee. Maar my tronk sal hy nie botter op sy brood kry nie. Hy sal definitief nie teer kry nie, net skoon water. As hy gelukkig is, hy sal niks kos nie. Hy kan maar doodgaan van jou oog. Ek sal nie sleg Want ons mag nie so iets doen nie. 'n Prisonier moet kos en water kry. 30 minute is al verby. Julle het nog net 1 uur oor. As ek oor 'n uur nog in my skip het nie, gaan ek my gijslaar aan haar tone ophang en stakkie vir die visser voer. Toe maar, Moemai, moenie bang word nie, ons sal jou uit sy kloue uitkry. Water. Geef my water. Maar, wat het jy nou gesê? Kry vir my water. Ek is so vreeslik dors. Water? Wie dronk nou skoon water? Hey, die jong dame is dors. Bring vir haar iets om te drink en roer julle laat. Ek sal gaan haal, Moemai. Hou net so 'n bietjie uit. Ek sal dit ook vir haar gaan gee. Nee, jy kan nie. Moment is te gevaarlik, dat een van ons dit liewer doen. Wag, sergeant, nie so hastig nie. Laat Moemen die water vir haar vat. Ek het nou net aan 'n plan gedink wat die situasie sal oplos. Jy het? Maar jy sal al jou moed by mekaar skrap, Moemen, want dit gaan nie maklik wees nie. Dink jy sal dit kan doen? Natuurlik sal ek. Stommerukke. Wat vat hulle so lank? Hoe kan hulle jong dame so laat wag? Toe maar, dit maak nie saak nie. Ek gee nie om te wag nie. Maar ek gee om. Gepraat van iets om te drink. Ek sou nie omgee vir iets om te drink. Ek het my keel droog geskree agter aan die lot van 'n sergeantjie. Hey, bring vir my ook iets om te drink. My keel is net so droog. Natuurlik, kaptein, ek het vir jou ook gebring. Nou goed, kom maar aan. Maar sorg dat jy alleen is. Moenie bekommerd wees nie, daar's niemand by my nie. Ek sien daar is 2 glase. Ja, kaptein. Maar is ver genoeg, staan hy daar. Sit dit goed neer. Die groot geel beker is vir jou, kaptein, en die klein glasie is vir Moemai. Nou goed, tree terug. Staan doodstil tot ons klaar gedrink het. Hoekom is jy goed so rooi? Dit is omdat dit arbeidssap is, kaptein. En dit is baie gesond. Maar ek het van plan verander. Ek dink ek moet die geel beker vir jou maatjie gee om uit te drink. Nee, moenie, ek het die klein glasie vir haar gebring. Arbeidssap is ongelukkig nie een van my gunsteling drankies nie. Ek sal net 'n bietjie daarvan drink. Hier is iets om te drink, dametjie. Nee, Moemai, moet dit nie drink nie. En hoekom nie jou blik gevreet het jy dan gif daar gegooi? Nee, daar's nie gif in nie, ek beloof. Dan is slaap maar. As dit wat daarin is. Net soos ek gedink het. Ek het geweet iets is verkeerd toe ek jou goed so kleur sien. Julle het gedink ek is dom, né? Drink dit. Nee, dankie. Ek sien nou dors nie. Nou, kom bewe jou bene dan so. Ek dacht jy sê julle het niks daarin gegooi nie. Drink dit! Mamma! Klink vir my al te veel of jy die dametjies 'n kerel is. Wel, hoe dit ook al sê, een van julle sal hierdie sap moet drink, ou maat. Ek sal vrou wees ook nooit verstaan nie. Nee, sy mag dit nie drink nie. Gee dit vir my. Ek sal dit alles drink. Nee, mamma, moenie. Moet dit asseblief nie drink nie. Daar's iets in. Toe maar, Moemai, my skat. Daar's niks gevaarlik in nie. Ek sal niks oorkom nie. Drink aan die god. Toe, drink nog. Drink alles op. Kom my slim vriendjie, slak. Dat is 'n goeie ding as nie gif nie, né? Dis reg, ja.
En ook nie een van 'n slaapmiddel nie. Ja, kaptein. Ek bedoel, nee, kaptein. Mamma is dood. Moenie skrik nie, juffroukie. Jou liewe vriendjie is nog lank nie dood nie. Hy slaap net so bietjie sy roes af. Klomp hierdie woord, hulle het so waar gedink hulle gaan vir my bos lei. Hulle sal nog leer kaptein Roggel nie onder 'n kalkoen uitgebrei nie. Is beter. Ja, ek moet sê, vir iets wat nie rum en het nie brood nie sleg nie. Maar ek het jou nog gedrink. Ons op hulle vra om vir jou ander sap te bring sonder om iets in te gooi. Hy pampoene gaan hulle oor, ek kan glo as hulle sien ek het niks oorgekom nie. Ek het niks in die geel beker gegooi nie. Wil jy 'n bietjie arbeidssappie om te drink? Mamma, jy bedoel jy het... Dis reg, ja, en ek was baie goed geweest, wat sê jy? Toe manne, sleep hom reguit. Kaptein Roggel het nie die dag wakker geword nie en ook nie die volgende dag nie, maar eers die dag daarna en met 'n verskriklike kopseer. Maar dit was sy verdiende loon. Almal in Moefvallei was baie trots op Moomin gewees. Die sersant was tevrede. Alles het goed afgeloop en hy sal vanaand rustig kan slaap. Hy het vir kaptein Roggel en sy makkers vir 'n week lank in die tronk gehou, maar hulle toe vrygelaat. Sonder 'n skip sou hulle nie seerowers kon wees in Moefvallei se waters nie. Die seerowers en hulle kaptein het agter die berge gaan bly en Moefvallei het hulle nooit weer gesien nie. Nou ja, dis fluit en die storie is uit, klein Moomin. Maar hy kom gou weer terug, want ons sien daarna uit, klein Moomin. Deur in die wêreld gaan maak ons 'n draai, woeps op 'n pultjie ons speelblik as paai, klein Moomin. Moomin. Gou het jy in ons harte gekruip, klein Moomin. 'n redder van ieder en elkeen die knyp, klein Moomin. Jy's ons vriend en ons held, ons gaan waar jy gaan, deur dik en dun volg ons jou selfs na die maan, klein Moomin.